Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou, dit gaan met jou goed. Ek wonder of die wind daar by jou huis ook die laaste paar dae so 'n bietjie waai. Sjoe, as ek in die kar ry dan is die wind so 'n bietjie teen ons en hy ruk ons in. As ek in die aande slaap, dan hoor ek daar's 'n wind wat waai. Bietjie ongekend vir hierdie tyd van die jaar, maar ja, daar's 'n wind wat waai. En toe ek so lê en luister na die ou wind, toe dink ek aan Prediker 1 vanaf vers 14. Ek dink jy ken dit. Hy sê alles is te vergeefs, dis 'n gejaag na wind. Jy kan nie wind vang nie. Jy kan nie wind jaag nie. Jy kan nie wind in 'n boks of in 'n sak of in 'n bottel beweer sit nie. As jy agter die wind aan hardloop, is dit te vergeefs. Nie kom Prediker skrywer en hy sê dat alles in hierdie ou wêreld is eintlik te vergeefs. Dis net asof jy wind jaag. En ek wil nie vanmôre jou negatief maak of negatief klink nie, maar ja, ons leef in 'n wêreld waar mense net bly jaag. Jy jaag vandat jy opstaan tot jy gaan slaap om alles gedoen te kry. Jaag na geld, sukses, erkenning, besittings en ja, ook jaag net na oorlewing. Maar aan die einde vra baie, was dit die moeite werd? Was dit die moeite werd om so te jaag na hierdie goed wat geen waarde het nie? Die skrywer van Prediker, en dit is waarskynlik Salomo, het tog alles gehad wat 'n mens kon begeer: wysheid, rykdom, roem, status, mag. Tog kom hy met 'n skokkende erkenning hier te voorskyn. Sonder God is alles net 'n gejaag na wind. Dit beteken nie dat ons nie goed by mekaar moet maak nie, maar dit beteken wel dat wanneer ons dit doen, ons God eerste moet stel. Dat ons God die middelpunt van ons lewens moet maak. Dit beteken dat ons nooit net vasgevang moet word in dit wat die wêreld ons bied nie, dit wat die wêreld ons gee nie, want dan gaan ons uitgeput word. Dit gaan nie blywend wees nie. Jou harde werk, dit wat jy bereik, gaan niks op die einde beteken as jy God nie in jou lewe het nie. Waarna jaag mense? Materiële dinge, geld, huise, karre, status, erkenning, selfvervulling, plesier. Sjoe. Dit gee nie betekenis aan die lewe nie. Wat vanmôre betekenis aan die lewe gee, is dat jy God ken. Die Bybel sê tog so mooi, wysheid begin met die dien van die Here. En as jy dan vanmôre werk toe gaan en jy moet, ja, dis reg. Ons moet goed by mekaar maak, dis reg. Doen dit, maar verander jou fokus. En sê Here, ek doen dit om U te behaag. Nie om vir myself te verryk of iets by mekaar te maak nie, maar omdat U my middelpunt is. U is my fokus. My lewe draai rondom U. En dan, wanneer jy al hierdie goed by mekaar gemaak het, dan is dit nie 'n gejaag na wind gewees nie. Dit was omdat jy dit wat die Here vir jou gegee het, 'n rentmeester daaroor was en alles gedoen het tot sy eer. Here, help ons vandag om nie wind te jaag nie, maar om U die middelpunt van ons lewe te maak. Amen.